hoop julle is reg, Jesaja 43. Hy is daar in die Ou Testament, jy moet net mooi kyk. Rikus, kan ek jou help met iets van hierdie bedryf, of is hy alright, moet ek hom net los? Alright, ek het my beste gegee. Luister asseblief maar, hy sê, al die nasies het saam vergader, die volke is versamel. Wie onder hulle kan sulke dinge verkondig? En laat hulle ons die vorige dinge bekend maak. Laat hulle getuienis bring. Laat hulle dat hulle in die gelyk gestel kan word en laat hulle hoor en sê, dit is die waarheid. En so wat Jesaja doen is, hy sê, kom ons kry al hierdie mense, al hierdie nasies, al hierdie volke, en ons kyk bietjie of hulle God kan vergelyk met ons God. Dis wat hy sê. Hy sê, julle is my getuie, spreek die Here, my knegg wat ek uitverkies het. Dis nou Israel, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar ook geen een wees nie. Kerk, glo jy dit volgend? Ek is die Here, en daar is geen heiland buiten my nie. Ek het verkondig en verlos, en dit laat hoor, daar was geen ander God onder julle nie, julle is my getuie, spreek die Here, ek is God, ook van vandag af. Tel dit vir my en vir jou vir vandag. Ja, dit doen. Is hy nog steeds God? Natuurlik. Ook van vandag af is ek dit. En niemand red uit my hand uit nie. Ek werk en wie kan dit keer? So sê die Here jou losser, die Heiland van Israel. Om jou ontwil het ek na Babel gestuur, en ek sal hulle almal as vlugtelinge laat afdwaal, naamlik die Galdeërs en die skepe waarop hulle gejuig het. Daar's 'n bietjie konteks daar, ek sal jou nou vertel. Hy sê, ek is die Here julle heilige, die skepper van Israel julle koning. So sê die Here wat in die see 'n weg en in die sterk waters 'n pad gemaak het. Wat waans en perde, leermag en helde laat uitreik het, tesame lê hulle sal nie opstaan nie. Hulle is uitgeblus, soos 'n lampet uitgedoof. Dink nie aan die vorige dinge nie. Slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitsprei, sal julle dit opmerk. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkalse en die volstruise sal my, want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis om my volk, my uitverkorene te laat drink. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. En Here, dankie dat ons net ons hart voor U kan buig in hierdie oggend. Ja, ons wil U erken as ons God, die groot ek is. Vader, ek wil bid dat hierdie woord ryklik in ons hart sal leef. Here, en op grond van U woord, wat sê dat U woord sal nie ledig terugkeer nie. Kom hou ons opnuut vas in hierdie waarheid, dat U ons sal help. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. En so Jesaja skryf hierdie wonderlike gedeelte aan 'n Israel wat eintlik op 'n baie minder wonderlike plek is. In ballingskap. Hulle het die stryd as 'n nasie verloor. Hulle sit onder die Babiloniërs, Galdeërs. En hulle is nie meer 'n volk nie. Hulle is ballinge. En Jesaja skryf en hy sê, luister, jy onthou so 'n bietjie hierdie deel. Kom ons roep bietjie al hierdie nasie bymekaar, ons hoor bietjie hulle stories, want ek gaan jou herinner, Israel, aan jou storie. En dan doen hy dit. En dan sê hy, kan jy onthou hoe het hy vir jou water gegee in die woestyn? Kan jy onthou hoe het hy die rivier oopgemaak, het jy op droë land kan deurkom? Hy sê, ek kan jou gaan wys, daar lê geraamtes onder in 'n see van die keer toe die Here die ouens wat jou gejaag het, doodgemaak het. En so vanoggend het ek 'n vraag om jou te vra. 'n Vraag wat die Here my gevra het hierdie week wat verby is.
Wie kan hom keer? Dis 'n retoriese vraag. Dit is eintlik 'n stelling. 'n erkenning van sy grootheid. Wie kan hom keer? Kyk, glo jy hy wil nog werk? Of is dit verby? Is ons veronderstel om kerk toe te kom, sing 'n liedjie, breek 'n bietjie, gee 'n tikkie, dan gaan sy huis toe? Nee. Hy wil werk. En as ons sê hy wil werk, dan is die vraag, wat wil hy doen? Ek glo hy wil jou en my vorm om hom te verheerlik. Ek glo hy wil in my en jou iets insit in voorbereiding vir eendag wanneer ons voor hom gaan staan. Ek glo hy wil my en jou verkoop. Ek glo hy wil my en jou 'n bietjie help om weer perspektief te kry. Want jy sien, ons sing maklik oor sy grootheid, doen ons nie. Hoe groot is my God? En dan loop ek en dan maak ek my eie plannetjies en ek mompel en ek murmureer. Glo jy dit? Glo jy nog dat hy groot is? Glo jy nog dat hy by vermoë is om ver meer te doen as wat ek en jy kan? Ek wil jou vat vanoggend na 'n plek toe van geloof. Ek wil jy moet jou hart herposisioneer. Jy moet heroorweeg waar jy is en hoe jy dink. En ek wil dit doen op 3 maniere. En so ek wil jou help om te aanvaar dat hy onvoorspelbaar is. Ons God spesialiseer daarin. Ek wil jou help glo opnuut in sy grootheid. En ek wil jou opnuut help om te vertrou op sy goedheid. En so ons moet begin by om net sy onvoorspelbaarheid te aanvaar. In Romeine 11:33 sê, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Kan ek dit probeer vertaal vir al die ouens onder 30? Romeine 11 sê ons kan hom nie verstaan nie. Dis wat hy sê. Hy sê hoe hy werk maak nie noodwendig vir ons sin nie. Uit die aard van die saak is daar 'n deel van God se hart wat hy aan ons openbaar en wat hy graag wil hê ons moet verstaan. Okay, moet nou nie niks van die Here wil leer nie, want jy kan niks van hom. Daar is iets wat ons kan verstaan, dit wat hy aan ons openbaar. Maar het jy al agtergekom hy's onvoorspelbaar? Wie van julle stem saam met my? God is onvoorspelbaar. Baie. Kan jy die storie van Abraham onthou? Was daar geen enkele jong man beskikbaar nie? Nee, daar was sekerlik. Die Here sê ek gaan verheerlik word deur die ouer man te vat. Wat almal sê dis onmoontlik om hierdie belofte te laat realiseer. Maar hier is weer nog 'n stukkie onvoorspelbaarheid. 20 jaar wag Abraham vir sy belofte. Na 20 jaar realiseer die belofte. En so rukkie daarna, meeste ouens sê dis wanneer Isak 'n tiener geword het, dat Abraham die opdrag gehad kry het om hom te gaan offer. Nou kom die Here en hy sê vir Abraham, daai belofte wat jy voorgewag het vir 20 jaar, daai belofte wat ek vir jou gesê het, gaan nou en gaan offer hom. Is God onvoorspelbaar? Kerk, as jy ooit hierdie woorde sê, God sal mos nie heroorweeg wat jy daarna gaan sê. Moenie vir my, hy is God, en hy hoort nie in my en jou boksies nie. Hy is God, groter as wat ek en jy kan dink. Hy sal gebruik wie hy wil, wanneer hy wil, op sy tyd. Sy weë maak nie vir my en jou heeltemal sin nie, en dit is okay. Dit is wat dit is om regtig te aanvaar wat sy onvoorspelbaarheid is. Kan ek jou vat na 'n oomblik van onvoorspelbaarheid toe waar Jesus is by die see van Galilea, in Markus 7 vers 33. Daar kom 'n ou, en hy kan nie hoor nie. Sê, en hy neem hom op sy, dis nou Jesus, hy neem hom op sy, weg van die skare af, hy vat hom een kant toe, hy steek sy vingers in sy ore, en spieg, en raak sy tong aan. Wie van julle is skielik dankbaar ek het die uitnodiging gemaak voordat ek hy spoeg, trek sy vingers in sy ore, spoeg en raak sy tong aan. Ek wil hê hierdie waarheid moet in jou hart leef.
Hy is onvoorspelbaar. Kon God die mens sommer net gemaak het? Hy kon. Hy kies grond, gees. Hoekom? Ek weet nie. Het jy gesien hoeveel sterre het hy gemaak? Hoekom? Ek weet nie. Hy is onvoorspelbaar. En mag dit vanoggend hierdie waarheid in jou hart leef, vir jou wat wagtend is op die Here, vir jou wat uitsien na 'n deurbraak, vir jou wat nie verstaan hoekom nie. Ek lees die storie van Daniël in die leeukuil, en hulle is op pad leeukuil toe, en my hart begin klop, en ek voel, okay, hierdie sal die meeste van my sin maak, as die Here nou terwyl hulle op pad is leeukuil toe, wel ten minste dan, met die weerligstrale kom, en hierdie ouens, dan sorteer hulle almal uit, en dan loop hy as dit maak vir my sin, jy weet, dis hoe ek daai storie sou geskryf het, maar God sê nee, ek gaan jou binne in die leeukuil laat sit, jy weet, dan gaan jy daar sit tussen die hongerleeu's, en jy gaan nie noodwendig verstaan hoekom nie, God is totaal onvoorspelbaar, en vir jou wat wag op hom, moenie moedeloos wees nie, en moenie moeg word nie. In 1 Samuel 16 het ons hierdie storie van Samuel wat die volgende koning moet salf. Die Here gee vir hom die opdrag, is een van Jesse se seuns. Nou daar's 8 opsies. Samuel dink Eliab, ja ou, hy's champion, jy weet, lekker lang ou, jy weet. Nee, hy laat so Eliab kom saam met sy 6 boeties, so die eerste 7 is deur. Die Here sê nie een van hulle nie. Maar dan sê die Here vir Samuel iets wat ek vandag vir jou wil sê. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. En die volgende vers sê, want God kyk na ons hart en nie na ons uiterlike nie. Ons dien 'n onvoorspelbare God. Nou ek wil dit sê. En so vir die van julle wat dit neerskryf, jy kan die volgende neerskryf. God is hoogs onvoorspelbaar, maar hy is 100% betroubaar. Net omdat hy nooit verander nie, want hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde, beteken nie hy werk nie op ander maniere nie. En so die eerste ding wat ek net in jou hart wil settle, soos wat jy oorweeg, soos wat jy nader stap na hierdie plek van getrouheid, onthou dat ons God is hoogs onvoorspelbaar. Die tweede een wat ek jou toe nou wil nooi, is dat ek en jy sal glo in sy grootheid. En nie net sê ons doen nie. En nie net soos wat ons die gewoonte het, o God is groot. Hy is waaragtig groot. Die uitdaging wat ons het, kry ons in Jesaja 40 vers 25, wanneer hy sê, by wie sal julle my dan vergelyk? Dat ek net so kan wees, sê die Heilige. By wie sal julle my dan... Ons probleem is, ons vergelyk goed om iets se grootheid te bepaal. Ek weet nie of jy ooit Louis Giglio se How Great Is Our God reeks gekyk het, waar hulle die hele tyd hierdie sterre en hierdie planete vergelyk, om ons eventueel op 'n plek te kry waar ons net 'n beginne idee het, dat ons absoluut geen idee het van hoe groot dit is nie, maar as hulle die hele tyd sê, as die aarde 'n golfballetjie is, dan is hier die volgende planeet 'n huis, en dan is die planeet daarna 'n Eiffel Tower, en dan is die planeet daarna, jy is nou met my, verstaan? Want dis hoe ons goed probeer sin maak uit goed uit. As jy wil weet of iets regtig vinnig is, of 'n kar, of 'n motorfiets, of enigiets, en hoe groot is daai engine wat daarin is, want dan kan ek hom vergelyk met die ander enetjie langsom, verstaan, dan het ek 'n point of reference. Die uitdaging wat ons het, is ons het geen point of reference vir God nie. Ons het geen manier om regtig te weet hoe groot hy is nie. So ek wil gou hê, doen net gou vinnig hierdie oefening saam met my. Imagine gou in jou kop, kry net gou vir jouself 'n prentjie, net hoe groot is hy? Jy weet, imagine, hoe groot dink jy is hy? Nee, okay, so hy's groter as dit. Okay, maak hom nog groot. Okay, nog 'n bietjie, gaan net nog, hy's groter as dit ook. En ek kan die hele dag hier staan en dit vir jou sê, want dit maak nie saak hoe groot jy dink hy is nie, hy is groter as dit. Kerk het een woord gespreek.
Die aarde en alles het ontstaan. Moet asseblief nie soos wat jy dink oor jou lewe, God verkleineer deur jou omstandighede nie. Ek gaan vir jou lees Psalm 147 en hier is miskien net iets wat ek en jy kan oorweeg soos ons met hierdie ding worstel van God se grootheid. Die Bybel sê vir ons, hy genees die wat gebroken is. Iemand stap vanoggend hier in en hy maak die stelling, hy sê, time heals. Nou, hy luister vir my, so ek moet nou mooi praat. Jy weet, dit is God wat gesond gemaak het. Kan jy onthou toe jy gebroken was? Ja. Wil jy weet hoe groot is hy? Wys my nog iemand wat gebrokenheid gesond kan maak, soos wat God dit kan doen. Kan jy nog onthou? Kan jy jou hartseer onthou van jou kinderdae? Kan jy daai groot teleurstellings onthou? Kan jy onthou waarvan het hy jou vrygemaak? Hy genees die gebroke van hart. Hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal van die sterre. Hier is huge. Jy weet al, sterre gaan dood en sterre word geformeer, soos ek en jy vandag hier met mekaar praat. En God het besluit hoeveel hulle moet wees. Nie alleen bepaal hy hulle getal nie, hy gee hulle name. Dis ridiculous. As ons Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Die Here rig die ootmoediges weer op en die goddelose mense, hy verneder hulle tot die grond toe. Kerk, God is groter as wat ek en jy dalk dink. En die uitdaging wat ons het, is wanneer ons redeneer oor ons omstandighede, asof hy nie groot is nie. Jy sien, ons word moedeloos oor die toekoms van ons land, want ons vergeet hoe groot is ons God. Ons word moedeloos vir die dokter en sy verslae, want ons vergeet hoe groot is ons God. Dis wat my en jou breek, is wanneer ek en jy God buite rekening laat. En dit beteken nie, ons gaan nie soms deur moeilike tye gaan nie. Dit gaan dalk partykeer so wees, dat ons deur moeilike tye moet gaan, en dis okay, want hy sê nog steeds, selfs dan sal hy ons nie begewe, nie verlaat nie. Maar ek en jy kan nie bekostig om God buite rekening te laat nie. Jy weet, iewerster kry die bankrekening soms so 'n streepie voor. Gebeur dit by julle ook, of is dit net by my wat? Is ongeskikte streepie daai. Hy maak die lewe moeilik. En as daai streepie kom, ek sien van julle volg my en ander is net soos, wat 'n vet, wat 'n baie bank die ou is. Moenie sy grootheid verkleineer deur jou woorde, wanneer die bankrekening nie sin maak nie. Wanneer die besigheidsgoede nie by mekaar wil kom nie, ons kan nie bekostig om hom te verkleineer nie. Hy is groter as wat jy dink. Hy is onvoorspelbaar. Hy is besonders groot. En so ek en jy moet sy onvoorspelbaarheid aanvaar. Ons moet weer glo in sy grootheid, en ek en jy moet vertrou op sy goedheid. Ons dien 'n goeie God. My mapsticks man. 'n goeie God. Hoekom loop ons baie keer rond soos mense wat dink ons dien 'n God wat 'n baie lang sambok het, en al wat hy wil doen is hy wil ons net so kort bietjie bykom. Kastui God ons van tyd tot tyd? Korrek. Is dit sy lekkerste, wonderlikste, sien hy verskriklik uit om te kyk hoe hard ons kan pak gee? Nooit. Hy's 'n goeie pa. Goeie paas. Moet jy van tyd tot tyd jou kind net bietjie help om net te fokus? Jy weet, is dit nodig? OK, goed. Is jy minder lief vir hom daaroor? Nee. Maar dit is krities belangrik, dat ons nie in die proses, in die moeilike en die swaar omstandighede is, ons kan nie bekostig om te vergeet, hy is genuine goed. En so Psalm 145 vers 9 sê, die Here is vir almal goed. Ek sien ons het 'n paar besoekers hier vanoggend. Die Here is vir almal goed. Hoekom glo net? Ek kan nie die enigste ou wees wat dit glo nie. Kom ek wys net vir jou. En sy barmhartigheid is oor al sy werke.
Jy sien, ons dink baie keer God se goedheid word bepaal deur my gehoorsaamheid. En wanneer ook al ek ongehoorsaam is, dan voel ek, my kan nie vir my goed wees nie. Nou hoor vir my mooi, jou ongehoorsaamheid kan jou baie duur kos. So kom uit daar, moenie daar bly nie. Maar volgens Psalm 145 sê hy eenvoudig dit. Hy sê God se barmhartigheid is oor al sy werke. Is hier iemand hier wat sê, luister, die Here het my nie gemaak nie? Is daar enig iemand wat bereid is om te sê, ek glo nie God het my gemaak nie? Okay, so ons is almal op dieselfde bladsy. Hy sê op grond van die feit dat hy jou gemaak het, wil hy vir jou goed wees en sy barmhartigheid teenoor jou toon, bekend maak. Ek en jy kan nie kwalifiseer nie. Maar ons is belangrik om hierdie te verstaan, Romeine 8:28 wat sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou ek wil hoop, ek gaan hierdie vir jou so 'n bietjie ontsyfer. In die eerste plek, ons weet dat hulle wat God liefhet. Nou jy kan dit met mooi lees. Hulle wat God liefhet. Ons wat hom liefhet, of as jy wil, hy wat ons liefhet. Hulle wat God liefhet. Dan kan ons albei bekyk. In die eerste plek, glo jy dat hy regtig lief is vir jou? Ek hoop so. Is jy regtig lief vir hom? Ek hoop so. Wat beteken dit om vir hom lief te wees? Dit beteken om sy gebooie te onderhou. Dit beteken om my lewe in lyn te leef met wie hy is. Dis ook my liefde aan hom bewys. So alles sal ten goeie meewerk. Eendag luister ek in die ouete huis, ek is suppose om te preek, en ek praat, en daar is 'n tannie, en sy sê, pastoor, ek wil jou graag help om Romeine 8 te verstaan. Ek sê, tannie, ek luister graag vir jou. Sy sê, ek het al baie koek gebak in my lewe. En Romeine 8:28 is soos koekbak. Ek sê, tannie, vertel my nog, ek wil graag hoor wat jy sê. Sy sê, partykeer as ek koek gebak het, en van daai meel beland in my mond, dan sit dit lekker nie. Of as ek aan my hand in die rou eiers gevat het, en ek lek my, sê, dis baie sleg. Sê, maar dis die meel, en die eiers, en alles saam, maak op die einde van die dag die koek. Romeine 8:28 is nie 'n belofte, dat daar geen teëspoed sal wees nie. Romeine 8:28 is 'n belofte, dat alles sal op die einde tot sy heerlikheid werk, tot sy goedheid werk. Vertrou hom opnuut. As jy nie in die uitverkiesingsleer glo nie, en ons kerk glo nie in die uitverkiesingsleer nie, wat dit beteken, is ons glo nie dat die Here maak sekere mense om hemel toe te gaan en ander om hel toe te gaan nie. Dis ons is oortuig dat in Jesus Christus is elke een wat sal reageer op sy genade, het die geleentheid om gered te word. Ons op dieselfde bladsy. Daarom is jy ook uitverkies. As jy sal reageer op sy genade, word jy deel van hulle wat geroep is na sy voorneme. Ek wil begin klaarmaak, maar dit was nie net hierdie, ek dink is vers 14, wat my geruk het hierdie week, waar hy vra, wie sal hom keer as hy wil werk nie? Ek was so excited, ek was so, ja, ek glo dat hy wil werk, en ons sal hom nie keer nie, en die poging van die vyand wat wil slagsteen of sal hom nie keer nie, en ek glo ons sal die volheid van die roeping waarmee die Here ons as gemeente roep en individue roep is great. Maar die storie stop nie in vers 21 nie. En leen asseblief my hart vir my jou hart net vir vers 22. Na al hierdie wonderlike dinge, na al hierdie great goed, skryf Jesaja in Jesaja 43 vers 22, hy sê, nogtans het jy my nie aangeroep
o Jakob, dat jy jou vir my sou vermoei nie, o Israel. Man, voel jy wat ek voel? Dis al hierdie wonderlike waarhede. Dis al hierdie goed wat my en jou opgewonde moet maak. En dan sê hy, ten spyte hiervan, roep ons hom nog steeds nie aan soos wat ons moet nie. En my aanvanklike reaksie is 'n bietjie weerstand. Dis Here, maar ek bid en ek roep U aan. Kerk, dan moet by my en jou 'n heilige ontevredenheid wees met hoeveel ons hom aanroep. Dan moet iets hier in my en jou hart stir. Hoekom? Want jy weet daar bestaan iets soos geestelike hoogmoed. Geestelike hoogmoed is ek is slim en die ander is dom en ek weet en hulle weet nie. En ek praat die regte taal en ek weet hoe om in te pas en ek weet hoe om die regte goed te sê. Hoekom is ons nie besig om hom aan te roep soos wat ons moet? As dit dan die waarheid is, as dit dan onvoorspelbaar is, wat by my 'n stuk vrede moet bring oor die proses, en as hy regtig so groot is, soos wat ons vir mekaar sê hy is, en as hy regtig so goed is, soos ons vir mekaar sê, hoekom? Hoekom het ons sulke flou binnekamerlewens saam met hom? Hoekom wanneer ons bid hier hou, so 'n handjie vol? Kerk, ons is vinnig om op 'n WhatsApp biddende handjies te reageer. Maar weet ons nog hoe om deur te bid? Weet ons nog om die effort in te sit? Is jy nog besig om op jou knieë te fight? Vir jou dorp, vir jou land, vir jou huis, vir jou werk, vir jou gesondheid, vir jou finansies? Of settle ons vir 'n vinnige 5 minute gebedjie in die aand, Here seën my asseblief en wees vir my goed. Dis nie dit nie. Jesaja 43 vers 22 praat definitief nie van dit nie. Hoor, nogtans het jy my nie aangeroep. So rukkie terug. Nou ry die laities fietsie buite en iemand kom in en daai Hosea van ons, soos 'n gun, hy hardloop hy uit, hy wil iemand in die straat vang. En ek sal nog nie doen wat ek toe gedoen het nie, want die mikrofoon sal dalk vir julle oor 'n bietjie hard wees. Maar wat dink jy het ek gedoen? Ja, het ek so gegaan. Hosea, kom nou man, Hosea. Jou freaking hond, ek kom. Net jou oë toemaak saam met my vir 'n oomblik nie. Ek wil jou weer vra, wie sal hom kan keer? Wie sal regtig vir God kan keer as hy wil werk? As jy saam met my wil glo, as jy vanoggend saam met my wil sê, Here, ek wil U erken as die geneesheer, as die een wat my werksomstandighede kan beter maak, as die een wat my finansies kan red. Ek wil U erken as die hoop. As
As jy vanoggend wil sê, Here, ek wil U aanroep oor my omstandighede. Regtig aanroep. Wil jy nie net vir 'n oomblik op jou voete staan saam met my nie? Vader, ons kom as gemeente na U toe. En omdat ons U grootheid en U goedheid en U onvoorspelbaarheid erken, Here, wil ons U kom aanroep oor ons omstandighede. Here, ons kom sê jammer, wanneer ons na hierdie wêreld en sy sisteme hardloop vir antwoorde, terwyl ons weet die antwoord is eintlik net by U. Maar Here, dankie dat ons U kan herken in hierdie oomblik. Here, ons wil herken, as U wil werk, dat daar niemand is wat U sal keer nie. Here, as U ons wil seën, as U ons gesond wil maak, dat daar niemand is wat ons sal keer, wat U sal keer nie. Here, maar mag ons manne en vroue wees, wat geken word, as manne en vroue wat U aanroep en U erken. Vader, ek wil bid vir herstel in die naam van Jesus. Vir fisiese en emosionele genesing. En dat U ons sal oprig deur die Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.